Mense, dis 'n pragtige woensdagoggend. Ek sit hier by die rots op die plaas te Kuilen. Ek groet jou vanoggend uit die hart van Namakoland. En daar's 'n opgewondenheid in my binneste vanweë die teenwoordigheid van Skepper lewende God. Nie net op my lewe nie, maar ook op jou lewe. En dis 'n voorreg vanmôre om saam met jou 'n koppie koffie te drink, om te gesels oor dinge wat vir Vader belangrik is. Nie noodwendig vir ons nie, maar is my belangrik dat ons lewens moet oopstel en dat sy koninkryk deur ons moet vloei. Dit beteken ek en jy moet 'n draer wees van sy teenwoordigheid. Ons is 'n draer van lewende waters. Ons is 'n draer van 'n rots geloof wat nie wankel as hierdie wêreld bewe nie. Ek en jy is die draer van sy koninkryk. Ons moet sy wil gaan uitleef. Ons moet 'n lig wees in 'n donker kamer. En dis koffietyd. Ek het maandagmôre toe praat ek met julle oor koning Hizkia. Dit wat hy gedoen het was reg in die oë van ons hemelse Vader. En hier by die rots vandag is 'n plek van stilte. Dis 'n plek van om net te reflekteer oor, Abba, hoe lyk my lewe? Is my lewe, is my optrede, is my woorde reg in u oë? Want Hizkia het dit gedoen wat reg was in die oë van Jothai Wafai, die Almagtige. Dit was maandagmôre se boodskap. Dis vandag Woensdag. Hizkia het afgoderry afgebreek. Hy het die heilige boomstamme op die berge, die afgodsaltare het hy afgebreek, hy het skoongemaak. Hy het die deure van die tempel oopgemaak sodat daar weer suiwer aanbidding kan wees. En vandag by koffietyd is dit my boodskap. Is dit ook my vraag? Ons breek so baie dinge af, maar wat bou ons? En as ek en jy vandag by koffietyd mekaar in die oë kan kyk om te sê, maar kom ons begin weer bou. Kom ons breek nie net af nie. Kom ons begin bou. Kom ons kry weer 'n plek wat 'n gebedsaltaar word. Nommer 1 in my huis. Want onthou net, as jy afgebreek het, dan beteken dit daai plekke wat afgebreek is leeg. En dit moet gevul word. En wanneer dit gevul word met Vader se teenwoordigheid, dan kan die koninkryk vloei. En een van die belangrikste sleutels wat ek geleer het by Hizkia is dat hy het nie net die afgode verwyder nie. Hy het nie net die heilige boomstamme afgebreek nie. Hy het ook aanbidding herstel. En by koffietyd vandag is dit my gebed dat jou aanbidding weer sal herstel. Dat nie net jou leefwyse in lyn met Vader sal wees nie, maar ook jou aanbidding, jou tyd wat jy met hom spandeer. So hier by koffietyd kom ek en jy begin weer te bou. Nommer 1, ons bou aan ons altaar. Dis 'n verhouding met Skepper God van hemel en aarde. Om 'n altaar te bou is gebede, maar nie net gebede nie. Dis 'n plek waar ek en jy hom ontmoet. My altaar is 2 plekke. Nommer 1 is my studeerkamer, daar waar ek voorberei. En nommer 2 hier by die rots. Ek spandeer tyd hier by die rots. Want dis 'n plek van stilte, dis 'n plek waar ek in die natuur is, waar ek die stem hoor van ons hemelse Vader. Dis die plek waar ek die wind hoor waai en dit klink soos die gedruis van baie waters. En ek wil vandag soos Hizkia wees. Ek wil nie net sterk staan en afgoderry uit my lewe uitkry en die heilige boomstamme verwyder nie. Ek wil ook op 'n plek kom waar ek begin bou. En dit wat ek bou, dat dit aanneemlik sal wees vir ons hemelse Vader. Ek kan nie sterk staan as my altaar stikkend is nie. Ek kan nie sterk staan as 'n man of 'n vrou wat hom wil aanbid in gees en in waarheid, maar my altare om hom te behaag is stikkend nie. Ek kan nie. En as dit vir my belangrik om te bou aan jou identiteit, sodat jy weet wie is jou identiteit. Die wêreld sê 'n klomp goed oor jou. Familie, mense, kollegas, vriende, het jou lankal geetiketeer oor wie hulle dink jy is. Maar wat sê die woord oor jou? Die woord sê, jy's afgesonderd. Jy's 'n heilige priesterdom, 'n volk wat aan hom behoort. Die woord sê, jy's 'n draer van sy naam. Die woord sê, jy dra sy koninkryk. Jy is sy tabernakel, dat die koninkryks lewende waters deur jou sal vloei. Dis wat die woord sê. Die wêreld sê iets anders oor jou. Ek kyk nie vandag na die wêreld nie. Ek kyk na wat die woord sê.
En dan 'n derde ding om te bou wat my aan betref, is om gehoorsaam te wees aan die klein goedjies. Nie noodwendig altyd die groot goed nie. En hier by koffietyd is dit die klein keuses wat ek vandag in jou midde wil kom plaas. Ek wil vandag kom saad saai, klein hoeveelhede saad, nie groot saad nie, klein, dat jy sal begin by die klein goedjies wat groot deure oopmaak. Klein goed wat groot geleenthede gaan openbaar in jou lewe. Nie groot goed nie. Klein goed, net nommer 1 om reg te praat, want dood en lewe lê in die mag van die tong. Tweedens, om reg te dink, want wat jy dink, dit word jy, dit is jy. En wat jy uiteraard dink, gaan in jou hart geopenbaar word en dit gaan by jou mond uitvloei. En dan om reg te doen. Doen dit wat reg is. Ek en jy weet, daar's 'n ding wat ons noem, is mos 'n gut feeling. Nou my gut feeling moet ek baie keer vertrou, want ek ervaar, en dis na my mening en dis my opinie, en jy kan dalk van my verskil, maar my gut feeling is waar die Gees my gesê, frik, nie so nie, maar praat so. Want baie keer, as ons so 'n bietjie onder druk is, dan praat ons verkeerd. Begin met die klein goed. Praat reg. Dink reg. Doen reg. Tree reg op. Dit help nie my woorde is reg, maar my liggaam staal. Sê iets anders nie. Klein goedjies maak deure oop. So jy by koffietyd, soos koning Hiskia, hy het nie net skoon gemaak nie. Hy het ook gebou. Hy het seker gemaak dat die woord word weer verkondig. Hy het seker gemaak dat die gebooie word weer gehoorsaam. Hy het die Lewiete die opdrag gegee om te sê, julle moet in lyn kom met Vader se gebooie. Met ander woorde, wat hy kom doen het, en dis vandag my boodskap by jou vir koffietyd, is dat kom ons bou die altaar weer. Kom ons bou weer aan 'n verhouding wat Vader behaag. Kom ons bring weer sy teenwoordigheid in hierdie tabernakels, in ons huise, in ons werksplekke, dat jou huis weer 'n altaar sal word van gebed. Dis regtig my gebed vandag by koffietyd vir jou. Kom ons kry klaar met afgoderry, 100%. Kom ons kry klaar met hierdie heilige boomstamme, 100%. Maar daai plekke is leeg. En nou moet dit gevul word, en dit moet gevul word met suiwer aanbidding. Hiskia het die tempel se deure oopgemaak en hy het gesê, van nou af, sal die heerlikheid van Jahwe die Almagtige invloei in hierdie tempel. So Hiskia het weer begin bou in dit wat reg was, sodat die teenwoordigheid van Skepper lewende God weer kan vloei in Juda, in Jerusalem. My gebed vandag by koffietyd vir jou is, dat ek en jy is nou die tempel. Kom ons maak hy deure oop. Kom ons sê, Abba, ek nooi u weer in, kom in, kom maak die beker skoon aan die binnekant. Ek het klaar gekry met afgoderry, ek het klaar gekry met hierdie heilige boomstamme, ek het klaar gekry met wêreldgodsdiens, met godsdiensttradisie en menslike oorleweringe, ek is klaar met dit. Nou stop ek dit, nou maak ek my deure oop, sodat die teenwoordigheid kan invloei, en ek is 'n koninkryksdraer. Ek is 'n draer van lewende water. Ek is 'n draer van tabernakel. Ek is 'n draer van u lig. Ek is 'n soutdraer. Ek bring geur daar waar ek kom, dat my altaar herstel sal word. My altaar by my huis, by my vrou, my kinders, my besigheid, waar ek kom, dat my altaar herstel sal word. En dis vandag my boodskap vir jou by koffietyd. En ek eer Vader dat ons dit kan doen. Kom ek bid sommer nou saam met jou. Kyk, as ek hier kom, wil ek mos bid. So nou as jy saam met my, so kom ek en jy bid saam. Hemelse Vader, Skepper God van die hemel en die aarde. Laat dit bekend word vandag oor die ganse aarde. U is heilig. U is soewerein. U is die God van Abraham, Isak en Jakob. Ons buig in aanbidding voor U aangesig en ons erken dat U is die bron van ons lewe. En as daar afgoderry in ons lewens is, as die eie ek groter is as dit wat U is, as die selfverheffing groter is dit wat U is, moet dit vandag gebreek word. En ons wil dit vandag bou, sodat ons sal optree dit wat reg is in U oë. En dat U naam deur ons woorde, ons gedagtes, ons optrede, ons handel en ons wandel, dat dit vir U welbehaaglik sal wees en dat U heilige naam
daardeur verheerlik sal word. Vader, dis my gebed vir elke koffietydkyker wat vandag ingeskakel is. En ek dank U daarvoor. En my gees roep uit, halleluja. Mense, baie dankie, dit was lekker om saam met jou 'n koppie koffie te drink. Mag die vrede van Skepper God by elkeen wees. Tot 'n volgende keer, van my kant, Frik Weideman, Shalom.